Lekker om jou vandag by hierdie erediens te hê. En ek weet nie van jou nie, maar gister terwyl ons so besig was om die kerk reg te maak en vanoggend toe ek hier instap, ek kry dit so lekker gevoel, so 'n opgewondenheid in my gees, so 'n expectation, so 'n verwagting van wat gaan die Here vandag doen. So ek hoop sommer as jy hier so sit en jy sien al hierdie palmblare en jy kyk vandag hier na die kruis en dan hoe mooi dit hier voor lyk, dat jy ook 'n verwagting in jou gees het om die Here vandag hier te ontmoet. En om 'n verwagting om te hoor wat die Here vandag vir jou wil sê. En sommer net 'n expectation om vandag te geniet in die Here se teenwoordigheid saam met jou geloofsfamilie. So baie welkom hier op Palmsondag. Vriende, ek groet jou vandag met genade, vrede, barmhartigheid en liefde van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees wat vandag hier is, wat in ons is en deur ons ook in mekaar se lewens werk. So gegroet is jy. Nou vandag is wat ons noem die eerste dag van die groot lydensweek. So julle weet, ons het nou so 'n bietjie met julle gewerk rondom lydenstyd. Het ek en Marius met julle gewerk en juis in hierdie week het Marius met ons gepraat oor die laaste goeders wat gebeur het in Jesus se lewe voordat hy gevange geneem is. So groot lydensweek begin by Palmsondag en dit eindig by Opstandingssondag. So dis eintlik hierdie hele week van dink aan Jesus en voorberei vir Jesus en voorberei om te dink aan die kruis en die opstanding van Jesus. En so hierdie hele week is eintlik half 'n build-up, beginnende by vandag. Hierdie voorbereidingsproses waar ons doelbewus toespits op die lydensweg wat Jesus geloop het, sodat ons harte ontvanklik is wanneer ons Goeie Vrydag vier en Opstandingssondag vier. So ek wil vandag begin met die woorde van Filippense 2 vers 9 tot 11, daar staan: Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis, en daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Amen. So ek wil sommer vir jou uitnooi en vir jou sê, kom ons raak so oomblik stil voor die Here, en terwyl jou oë toe is, en jy sommer net jou rustigheid in die teenwoordigheid van die Here kry, roep Jesus aan, roep die naam bo alle name aan, en sê vir hom, jy het 'n behoefte om hom vandag hier te ontmoet. Sê vir hom, jy het 'n expectation om iets van hom te beleef, en jy soek vandag, jy vra dit vir hom, jy soek vandag 'n besonderse openbaring van wie hy is. Kom ons raak so oomblik saam stil voor die Here. Here Jesus, dit is vandag vir ons lekker om hier te wees. Ons het vandag gekies om hier te wees. Ons kon op baie ander plekke gewees het vanmôre, maar ons het hierheen gekom omdat ons 'n behoefte het om U hier te ontmoet, so saam met ons geloofsfamilie. Here Jesus, vandag vier ons die dag wat U in Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie, en ons besef vandag ten diepste, Here Jesus, dat U gekies het om dit te doen. Dat U doelbewus in Jerusalem ingekom het. Al het U geweet dat hulle U daar net 'n week later sou kruisig. En ons weet dat U dit alles gedoen het omdat U lief is vir ons en omdat U ons wil vrymaak van sonde. Dankie dat U ons volkome vergewe en dat die duiwel nie beheer oor ons het nie. Dankie dat ons deur die kruis wat begin het by U intog in Jerusalem heeltemal vrygekoop is van sonde. Dankie Here Jesus dat U lief is vir ons elkeen, groot en klein, net soos wat ons is, maar dankie ook dat U ons te lief het om ons te los soos wat ons is. Sonder U liefde is ons totaal verlore gewees. Here Jesus, waar ons nou gaan saam sing en saam dans, bid ons dat U sommer net ons litte bietjie sal kom losmaak
en waar ons saam met die Bybel gaan lees oor Palmsondag, wil ons vra dat U ons sal help om te verstaan hoekom hierdie gebeurtenis so belangrik was. Hoekom het vandag nog vir ons belangrik is om dit te onthou. Here, ek bid sommer net U seën vandag oor elke volwassene en elke kind, elke gesin wat vanoggend hier is om saam by U voete te kom sit. En gee Here dat hierdie gesinsdiens, hierdie roundtable erediens, absoluut tot seën van ons almal sal wees, maar tot verheerliking van U sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Terwyl jy asem terugkry, kan jy jou Bybel saam met my oopmaak by Matteus 21. En jy kan sommer net jou boekmerkie daar insit, of jou vinger daar hou. Ons gaan nou daar saam wees. Alright. So, terwyl jy so blaai, Basileia familie, ons het ek nou gesê, ons is in lydenstyd, en in ons reis na die kruis het Marius ons die week in sy stemboodskappe begelei deur die laaste paar dae van Jesus se lewe. Vandat hy in Jerusalem ingekom het, tot hy gevange geneem is. Nou, so vandag wil ek so 'n bietjie rewind, en as ek weer terugvat na die begin van daai laaste week in Jesus se lewe op aarde, voor hy gekruisig is. En wat in daai week gebeur het is, of in daai dag gebeur het, was Jesus se intog in Jerusalem. En dis wat ons op Palmsondag vier. Iemand vra in die week vir my, waaroor gaan Palmsondag? Dit gaan oor Jesus wat in Jerusalem ingekom het. En dit is sekerlik een van die mees betekenisvolle openbare gebeurtenisse van Jesus se hele aardse bediening. Dit is so belangrik dat elke evangelie daaroor skryf. Dus soos julle weet, is al die gebeurtenisse in Jesus se lewe nie in elke evangelie opgeskryf nie, maar hierdie storie is. So dis belangrik, en die rede waarom hierdie verhaal uit Jesus se lewe so belangrik is omdat dit die eerste stap was wat Jesus self geneem het om self sy kruisiging teweeg te bring. Met ander woorde, die kruis van Jesus was nie veroorsaak deur mense nie. Jesus het self sy kruis, sy lydenswerk gekies. Voor Jesus na Jerusalem toe gegaan het, kondig hy sy dood 3 keer aan. En hierdie laaste doodsaankondiging van Jesus kry ons in Matteus 20 vers 17 tot 19 daar staan: terwyl Jesus na Jerusalem op pad was, neem hy die 12 disippels op sy, en so in die loop sê hy vir hulle: kyk, ons gaan nou na Jerusalem toe. En daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig. So wat moet jy hier hoor? Jy moet hoor dat Jesus geweet het, die oomblik wat hy sy voete in Jerusalem sit, is sy dood 'n uitgemaakte saak. En tog, en dis die belangrike ding, kies Jesus nog steeds om na Jerusalem toe te gaan. Kies Jesus steeds om in Jerusalem in te gaan te midde van die Paasfees voorbereidings. So kom ons lees vanoggend die verhaal saam uit Matteus 21 en ons lees vanaf vers 1. So jy kan jou Bybel saam met my oopmaak. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die vul van 'n pagdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi.
Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ons lees net so ver genoeg. Nou, ons kindermaatjies, julle het nou so lekker saam met my gedans, maar moet nou nie gaan agteroor sit en dink, ek praat nou net met pappa en mamma en met die groot mense vanoggend nie. Nee, ek praat met julle ook. Okay, so vandag se boodskap is baie spesiaal vir jou ook. En ek het 'n paar lekker sjokolades saamgebring. En ek het gaan kyk dat ek lekker grootes gaan koop. So, as jy mooi luister, hier's 'n paar van hulle, en jy kan van die vragies antwoord wat ek vra en jy kan reg antwoord, dan staan jy die kans om 'n lekker sjokolade hasie los te slaan. Alright, so as dit nou nie motivering is om te luister nie, dan weet ek nie. Dan het ek my voeling met kinders heeltemal verloor. Al jy weet, Tiani, ek kan vir Tiani omkoop met chocolate, so nou kom ons draai dit met julle. So vriende, daar was een vraag op die lippe van almal in Jerusalem toe Jesus daar inkom op 'n donkie en die vraag was, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? So, ek wil vir jou sê, as ons aan Palm Sondag dink en ons dink aan lydenstyd en ons dink spesifiek aan die groot lydensweek wat vandag begin, wat oploop na die hoogtepunt van die kruis en die leegte, dan is hierdie die vraag wat ons self vir ons ook moet afvra. Wie is hierdie man? Wie is Jesus? Wie is Jesus vir my? So, Palm Sondag is nie net iets wat gebeur het in die verlede, in Jesus se lewe, en nou is dit 'n mooi storie wat ons lees nie. Hierdie verhaal is 'n uitnodiging om Jesus weer te ontmoet, om weer midde die chaos van die lewe. Want ek sê vir jou, dit is chaos. Dit is vir my verstommend dat ons al klaar by Paasfees is hierdie jaar. Hierdie jaar gaan so vinnig, en hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, dit is net 'n gejaag. So om midde die gejaag en die chaos van hierdie lewe net te stop en weer te vra, wie is Jesus vir my? So met sy intog in Jerusalem kom antwoord Jesus hierdie vraag. En hy kom wys vir die skare wie hy werklik is. Hulle verstaan dit nie dalk dadelik nie, maar ons wat terugkyk op die gebeure, ons verstaan wat Jesus hier gedoen het. So kom ons kyk, wat wys Jesus vir ons oor sy identiteit, spesifiek op Palm Sondag, toe hy op die donkie daar inkom, en die ouens waai die takke, en gooi hulle klere voor hom neer. Okay, so die eerste ding wat Jesus vir ons wys, is dat hy 'n koning is. Die koning is. Nou, kom ons begin sommer vinnig met 'n gesinsaktiwiteit, so groepie, so julle draai sommer daar na mekaar toe, en julle, ek wil hê jy moet praat oor die vraag, hoe lyk 'n koning? Okay, wat het hy aan? As jy aan 'n koning dink, wat het hy aan? Wat het hy dalk in sy hand? Wat gaan jou dadelik laat dink, hierdie ou is 'n koning as jy hom sien? So gesels gou daar met mekaar, dan gaan ek nou hoor wat julle sê. Alright, wie van julle wil my help? Wie van julle wil vir my sê, hoe lyk 'n koning? Kom ons vra een van ons klein maatjies. So, is een van julle wat vir my wil antwoord, dan kom ek hier af. En kom ek hoor gou. Is hier so een wat wil antwoord? Daar's 'n hand. Kom. Kom gou hier so, ek het jou, een van julle, kom hier so. Ek het jou gesien. Yes. Moenie bang wees nie, ek byt nie. Hey, maar kom help. Ek kom staan gou hier voor. So sê jy gou vir my, hoe dink jy lyk 'n koning? Okay, ek kroon op sy kop, okay, kom staan gou. Kom ons kyk of ons vir jou 'n koning kan maak. Staan so. Okay, so jy sê hy het 'n kroon op sy kop. Okay, kan ek vir jou opsit? Oeg, daai hare is so grand. Sorry, né? 'n kroon op sy kop en 'n royal robe. Check, jy moet check nie. Jy moet sê, jy moet raai. Maar is reg? Alhoewel ek dink hierdie is dalk vir 'n kleiner kind as vir jou. Dan gaan ons vir jou aansit. Hierdie man is nie beïndruk op my nie, ek is bietjie groot vir jou.
as om vir jou aantrek. En, nog? Okay, so of hy 'n scepter in sy hand of 'n swaard, né? Okay? Nou nie weet hoe ver ek gaan soek om 'n swaard te kry nie. So 'n swaard in die hand en dan die laaste ding, waarop ry 'n koning? Okay, 'n perd. Nou vriende, ek het ver en wyd gaan soek vir 'n stokperdjie. En ek geweet ek gaan nie 'n regte perd vandag in die kerk in kan kry. Van hulle het ek. Maar toe gaan soek ek vir 'n stokperdjie en as julle vir my kan sê waar ek 'n stokperdjie kan kry. Julle weet waarvan ek praat, nou. Ek weet nie of mense dit 'n stokperdjie ook noem nie, maar so 'n perdkop met 'n stok. Toe sê Frit vir my, weet jy wat sal ook werk? Kom nou, ek gaan dit nou nie aan jou doen vandag om dit te ry. So, wanneer ek aan 'n koning dink, ek weet nie van julle nie, maar dis omtrent die prentjie waaraan ek dink. Iemand met 'n kroon op sy kop, iemand wat 'n royal robe, hy het dit nou so mooi gesê, 'n koninklike kleed dra, is gewoonlik rooi of pers, en dan iemand met 'n scepter in die hand en 'n swaard in die skede, of 'n swaard in die hand, en dan as ek nou dink aan die Bybelse tyd, of ek dink nou ou nabye Ooste, dan dink ek 'n perd. So 'n mooi swart perd of dalk 'n wit perd, I don't know, maar 'n perd. Kyk, 'n perd gee ons hierdie gevoel van mag, né? Kyk nou. Ja, kan gee my dalk net die wapen. Jy kan met die res gaan sit ek sal dit. Okay, die prentjie van 'n koning wat ons min of meer het lyk so. Dis min of meer die prentjie wat ons van 'n koning het. As ons dink koning in die Bybelse tyd, dan is dit nou daai. So vriende, wanneer ons nou hierdie gedeelte lees, dan moet jy onthou dat die Jode hierdie tyd van die jaar Paasfees gevier het. En Paasfees was waarskynlik die mees plofbare politieke fees van die Jode gewees. Want as jy nou terugdink aan toe Marius vir ons vertel het van waar Paasfees vandaan kom, dan het Paasfees daaroor gegaan dat God hulle bevry het uit slawerny in Egipte. So met elke Paasfees het hulle daai victory, daai oorwinning gevier, en met elke Paasfees het hulle na daai oorwinning weer in hulle lewe gesmag. En op hierdie stadium in hulle geskiedenis was Israel weer eens 'n onderdrukte volk. En op hierdie stadium het die Jode eintlik 'n baie slegte koning gehad. Hy was koning Herodes, was 'n praktiserende Jood, maar hy was eintlik 'n Edomiet. En hy was 'n marionetkoning, 'n puppetkoning van die Romeinse regering. So weer eens het die Jode hierdie tyd in hulle binneste hierdie behoefte beleef om bevry te word van hulle onderdrukkers deur 'n ware Joodse koning, soos daai, iemand wat so lyk, wat met mag en met die swaard 'n einde gaan kom maak aan hulle onderdrukking. So al die Jode was hier in Jerusalem saam vir Paasfees. Okay, al die ouens wat van ander plekke af waar hulle gebly het, gekom het in klein dorpies rondom Jerusalem gebly, Betfage en Betanië. Maar hierdie jaar was daar 'n andersheid in die lug. Dit was nie soos elke ander Paasfees nie. Voordat Jesus in Jerusalem ingekom het, het die meeste mense al van hom gehoor. So die stories oor Jesus het geloop. Hulle het gehoor van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En Johannes 12 vers 18 sê, die pelgrims wat in Jerusalem was, het gehoor dat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. En toe hulle uitvind Jesus is op pad na Jerusalem toe stroom hierdie magtige menigte Jode na die stadspoorte toe om die een te gaan ontmoet, die een te gaan sien wat hierdie groot wonderteken gedoen het, wat iemand uit die dood uit opgewek het. Want hulle het geglo, hy's daai tipe koning. Hy's die koning wat gaan kom om die koningskap van Israel weer terug te neem uit die hande van hulle onderdrukkers, uit die hande van Herodes en die Romeine. En ons lees in vers 8 dat hierdie mense so oortuig was van Jesus se koningskap, dat hulle klere uitgetrek het, hulle boekleed uitgetrek het, en takke van bome afgepluk het, en dit op die grond voor Jesus gegooi het. Nou, dit was die gebruik in die ou nabye Ooste om die pad van iemand wat waardig is,
om die hoogste eer te ontvang, te bedek, dat hy nie op die grond loop nie. Amper soos wanneer ons die rooi tapuit vir iemand uitrol, né? Dis dieselfde ding wat hier gebeur. En so deur hulle klere en die takke op die grond te gooi voor Jesus, sê hulle, juis ons koning. Maar die prentjie wat hulle in hulle harte gehad het van 'n koning, was daai prentjie wat julle daar sien. Is daai een. 'n Koning that dresses the part. Om nou my mooiste Engels te gebruik. 'n Koning wat 'n kroon en 'n mantel dra. Met ander woorde, iemand wat belangrik lyk. 'n Koning met 'n swaard in sy hand. Met ander woorde, iemand wat met geweld almal gaan kom regsien. Hulle vyande gaan kom regsien. 'n Koning op 'n perd. Vir wie mense respek het en vir wie mense bang is. Maar nou moet ons vir mekaar vra, wat so soort koning was Jesus? Nou kom ons gaan weer by gesinsaktiwiteit, ons gaan gou saam gesels, sommer daar in die groepies by mekaar, net hier oor hierdie vraag. Op watse dier het Jesus in Jerusalem ingekom en hoekom dink jy het Jesus daai dier gekies? So twee goed. Watse dier en hoekom? Kom ons gesels gou. Kom ons hoor gou wat julle sê. Julle handjies is so wild en woes eerste opgewees. Kom help my gou. Sê my wat op watse dier het Jesus ingekom? En hoekom? Oh, wow. Okay. Kom hom net nou nog een. Want hierdie twee sissies het my so saam geantwoord en is okay, so hier. Hulle sê Jesus het op 'n donkie ingery gekom en hulle sê die rede daarvoor is omdat Jesus nederig was. Okay. So, hulle is reg. Julle is heeltemal reg, 100%. In die ou nabye ooste was dit magsvertoon om in 'n stad ingery te kom met 'n gevolg. Okay? So jy kan sommer net vir jou hier prentjie gebruik, 'n bietjie verbeelding. Hierdie koning wat in die stad ingery kom en agter hom kom hierdie magdom mense aan. Dis magsvertoon. So as 'n koning die stad van 'n ander koning binne gery gekom het, was dit amper 'n challenge. Dit was 'n uitdaging vir die koning aan wie die stad behoort. Dit was 'n manier om vir die ander koning te sê, ek is hier om teen jou oorlog te maak, ek is hier om jou stad vir my te vat, jou stad te verower. Maar Jesus se keuse van 'n rydier is vir ons hier baie belangrik. Jesus kies 'n donkie van alle dinge. Nie 'n perd nie, 'n donkie. Nou dink gou aan al die mooi standbeelde wat jy al in jou lewe van oorlogshelde gesien het. Hoeveel van daai ouens sit op 'n donkie? Ek kan nie aan een so standbeeld dink nie. Ek het 'n Google search try doen, maar daar is nie so iets van iemand wat op 'n donkie sit nie. Hoekom nie? Want 'n donkie is nie 'n oorlogsdier nie. Jy kan nie met 'n donkie oorlog toe gaan nie. So toe al die Jode na Jerusalem toe kom, toe hoor hulle Jesus is op pad na Jerusalem toe en daar heers hierdie opgewondenheid in die strate. Almal maak hulle gereed vir hierdie koninklike optog, vir hierdie triomftog. Vir Jesus wat kom om te sê, ek vat nou die heerskappy van die Jode terug. Al die mense in die nabygeleë dorpies, Betfage en Betanië, hulle kom ook Jerusalem toe. En nou praat ons nie van duisende mense nie, ons praat hier van honderde duisende mense, stroom na die poorte van Jerusalem toe, want hulle wil ooggetuies wees van hierdie koninklike optog van Jesus. En dan klim Jesus op 'n donkie. En die Jode raak opgewonde en hulle pluk takke van bome af en hulle waai dit rond soos oorwinningsvlae en hulle gooi dit voor Jesus neer en van hulle trek selfs hulle eie klere uit. Moenie worry nie, ek gaan nie vandag vir jou vra om jou klere uit te trek nie. Hulle trek hulle klere uit en hulle gooi dit voor Jesus neer en saam met hierdie gebare jubel en juig hulle sing en hulle skree en hulle fluit. En tussendeur al hierdie uitbundige opgewondenheid is dit amper asof niemand oplet dat Jesus nie op 'n perd ry nie, maar op 'n donkie. Almal is opgewonde, maar hulle mis die betekenis van die donkie. As hulle net die donkie raak gesien het, sou hulle ook iets van Jesus se hart verstaan het. Hoekom doen Jesus dit? Jesus doen dit om te wys, hy kom nie om oorlog te maak nie. Hy is wel die koning. Hy kom Jerusalem binne gery soos 'n koning, maar nie op 'n perd nie,
Want hy kom nie om oorlog te maak nie. Hy kom juist vir die teenoorgestelde. Hy kom vir vrede. Hy kom nederig. Deur op 'n donkie te ry sê vers 5 vir ons iets oor Jesus se hart. Die 2020 vertaling sê, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is sagmoedig. Die een wat ons vandag gelees het, die 83 vertaling sê, hy is nederig. Maar die 2020 vertaling sê, hy is sagmoedig. En hy sit op 'n donkie. Ek wil sommer net hê, daai woord moet ergens iewers in jou hart insink. Net om besef dat Jesus sagmoedig is. Dat Jesus 'n omgee hart het. Dat dit is hoe Jesus oor jou voel vandag. Jesus kom nie om te beklei nie, hy kom om mense se harte te verander. So Palm Sondag kom wys Jesus vir ons, hy is koning, want hy kom hier in die stad ingery. Maar hy is 'n koning wat vir vrede kom. En dis hoe Jesus homself openbaar aan ons. Dis wie Jesus is, as ons die Palm Sondag verhaal lees. So ek wil sommer vandag vir jou vra, is Jesus regtig koning oor jou lewe? Laat jy hom toe om oor jou lewe te regeer? Sit hy op die troon in jou lewe? Onderwerp jouself aan sy gesag, aan sy wil? En dan die opvolgvraag is dit, het jy die vrede van Jesus in jou hart? Want die twee goed gaan saam. En as jy nie die een het nie, dan moet jy jouself afvra, maar is die ander een waar? As ek nie sy vrede in my lewe ervaar nie, sit hy dan regtig op die troon in my lewe? Want so baie sê ons vir mekaar, Jesus is koning in my lewe, maar is eintlik nog my eie ek, wat daar op daai troon sit. En ons beleef net nie vrede nie, en ons verstaan nie hoekom nie, maar dis oor die eie ek nog op die troon in my lewe sit, in plaas van die koning van vrede. So dis die eerste ding wat Jesus vir ons wys, hy is koning. Die tweede ding wat hy vir ons oor homself kom openbaar is, hy kom in vrede. En die derde ding wat Jesus vir ons wys op Palm Sondag is, dat hy die Messias is. Ons moet vanoggend vir mekaar sê, dit wat Jesus hier gedoen het was eintlik vreemd, ongewoon vir hom gewees. Dis teen Jesus se karakter. Jesus het eintlik die publieke oog probeer vermy. Wanneer die skare agter hom aangeloop het, dan het hy homself eenkant gehou. Wanneer hy mense gesond gemaak het, het hy vir hulle gesê, moet dit nie vertel, of moet dit nie, hou dit vir julleself. Jesus het nie van die limelight gehou nie, maar dan kom Jesus nou met hierdie groot gejuig, ten aanskoue van almal in Jerusalem ingery. Hoekom? Hoekom doen Jesus dit? Nou, hier moet ons 'n klein bietjie teruggaan in die Jodese geskiedenis. Amper reg deur hulle geskiedenis is die Jode, die volk van God, onderdruk. Reg deur hulle geskiedenis tree die profete op en hulle sê vir hulle, byt net vas, eendag gaan daar 'n Messias kom. Dis die Hebreëse woord wat beteken verlosser. Daar gaan die Messias kom en hy gaan julle kom verlos van onderdrukking. En op hierdie oomblik in hulle geskiedenis was die Jode weer onder die voete van die Romeine en hulle het steeds daai hoop op die Messias in hulle harte gekoester. En dan te midde van hierdie Jodese verwagting dat God 'n Messias gaan stuur, verskyn Jesus op die toneel. Vir 3 jaar lank doen hy wonderwerke. Hy onderrig mense met goddelike gesag. En om alles te kroon, kom Jesus te midde van Paasfees en die Paasfeesvoorbereidings in Jerusalem ingery soos 'n koning. Dis vreemd, want in die evangelies het Jesus eintlik te voet oral gegaan waar hy wou wees. En hierdie een enkele keer kies Jesus om nie te stap nie, maar te ry. Hoekom? Dit is sodat die messiaanse profesie van een van die profete van die Ou Testament, Sagaria 9 vers 9, waar kan word. Daar staan, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning kom na jou toe. Hy's regverdig, hy's oorwinnaar, hy's nederig en hy ry op 'n donkie. Die Jode het natuurlik hierdie messiaanse profeseë in hulle harte saamgedra. Hulle het dit geken, hulle het uit hulle koppe uitgeken, hulle het daaraan vasgehou. Hulle het goed geweet wat hier besig is om te gebeur, toe Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingery kom. Hulle het geweet, hierdie is die lang verwagte Messias. Hierdie is ons verlosser. Hy het gekom, uiteindelik.
Die Jode het gedink, die tyd van ons verdrukking is verby, die beloofde Messias is hier, die verlosser is hier. En in vers 9 sien ons dat hulle uitroep, hulle roep uit, Hosanna, vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom, in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Kyk, kom ons doen gou 'n laaste groepsbespreking, gesinsbespreking. Antwoord gou die vraag vir my, wat beteken Hosanna? Gesels gaan met mekaar daaroor. Wat beteken Hosanna? Kom ons hoor gou. Wie wil dit waag? Ons het nou aan die kant al wie wil dit waag om te antwoord? Kom sê vir my, wat beteken Hosanna? In die hoogste hemel. Help my, mama. Bly stil in die hoogste hemel. Ek gaan vir jou hasie gee vir 'n probeerslag. Okay. Hosanna beteken, kom gee jou hasie vir jou, dan gaan ek geweer word. Hosanna het eintlik 'n baie diep, dankie dat jy getrooi het. Ek by die kamp, ek moet sê, julle daai man, op die kamp, as ek 'n vraag, voor ek die vraag vra, sy hand ook al op. Hy's baie gretig om deel te neem en om saam te antwoord, en dis lekker. So, dis hy, kudos vir jou, geniet jou chocolatasie, my liefie. Hosanna het eintlik 'n baie ryk betekenis, diep betekenis, en sy oorsprong kom uit die Hebreëse taal, in die Ou Testament. Die woord Hosanna kom van die Hebreëse uitdrukking af, Hoshiana. Hoshiana, dit beteken, red tog asseblief, help tog asseblief, Hoshiana. So dis 'n noodkreet, dis 'n smeekgebed, dis 'n uitroep vir redding. En ons sien die oorspronklike gebruik daarvan in Psalm 118, vers 25. Daar staan, Hoshiana Hatzlichana. Ag Here, verlos ons tog, ag Here, gee tog voorspoed. Psalm 118 vers 25. En aan die tyd van die Nuwe Testament was Hosanna nie net meer 'n versoek om hulp nie, dit was nou hierdie uitroep van lof en oorwinning. Dis soos om te sê, loof die Here wat ons kom red. So Hosanna beteken die een wat red. Ons redder is hier, die verlosser het gekom. So hier in Matteus 21 op Palm Sondag toe die mense roep, Hosanna vir die seun van Dawid, het hulle nie net gebid en gesmeek vir verlossing nie, hulle het Jesus ook geloof as die Messias wat gekom het om hulle te red. Dis wat Hosanna beteken. Nou die hartseer hiervan is 5 dae na Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem is hy gekruisig. 5 dae na die skare takke van bome afgeruk het en hulle klere voor hom op die grond oopgegooi het hulle hom verwerp en het hulle gesê, ons wil niks met jou te doen hê nie. 5 dae nadat hulle geskree het, Hosanna, Hosanna in die hoogste, die een wat red, het hulle bespotting van hom gemaak en vir hom gesê, as jy die Messias is, red dan jouself van die kruis af. Dit het hulle net 5 dae gevat om heeltemal disillusioned, ontnugter te raak met Jesus. Hoekom? Van waar kom hierdie sporadiese verandering vandaan? Hoe kan ons vandag dit vier dat Jesus in Jerusalem ingekom het en die mense was opgewonde en hulle het, dit was 'n big deal. Hoe kan ons dit vandag vier en 5 dae later dan dink ons aan die kruis van Jesus en dan dink ons aan hoe wreed hulle hom vermoor het en hoe sleg hulle hom behandel het. Vanwaar hierdie verandering van hart? Die antwoord is eenvoudig, vriende, en dit is, Jesus het nie opgeleef tot hulle verwagtinge van wie en wat hy volgens hulle moes gewees het nie. Jesus het nie by hulle prentjie van hom gepas nie. Jesus was toe nie die een wat gekom het om oorlog te maak teen die Romeine nie. Jesus was toe nie die een wat gekom het om met die swaard te red nie. Jesus was toe nie die een wat gekom het om Israel met 'n ysterhand te regeer nie. Jesus was toe nie die soort verlosser wat hulle gedink het hy gaan wees nie. Jesus was toe al die tyd die prins van vrede. Ja, hy is die Hosanna, hy het gekom om te red,
maar aan 'n kruis, nie met 'n swaard nie. Met die storting van sy eie bloed, nie die vergieting van die bloed van ander mense nie. Min het die Jode dit geweet, maar hulle grootste behoefte was nie militêre bevryding of politieke hervorming nie. Hulle grootste behoefte was die vergifnis van hulle sondes. Die vergifnis van hulle konstante afvalligheid van God. Dis wat hulle die nodigste gehad het. En hulle het gedink, nee, hulle het 'n koning met 'n swaard op 'n perd nodig. Hulle het gedink, hulle het 'n Messias, 'n politieke Messias nodig. En Jesus het nie gekom, in Jerusalem binnegekom, om ingehuldig te word as 'n koning nie. Jesus het toe al die tyd Jerusalem ingekom, om die volmaakte offerlam vir Paasfees te wees. Met Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem het Jesus besef dat hy sy lewe neerlê. Jesus het geweet wat hy doen. Jesus het geweet as hy hierin is daar nie nou 'n omdraai kans nie. Dit gaan gebeur. Ek wil hê moet besef, Jesus het dit doelbewus gedoen. As Jesus nie vir ons sondes wou sterf nie, het hy nie daai Paasfees in Jerusalem ingery nie. Dan het hy dit nie gedoen. So op Palmsondag kom openbaar Jesus homself vandag aan ons, nie net as die koning wat vir vrede gekom het nie, maar hy kom openbaar homself vandag aan ons as die beloofde Messias wat gekom het vir jou en my redding. Redding van sonde. Dis waarvoor Jesus gekom het. So wat jy vandag moet besef is, Palmsondag en Goeie Vrydag loop hand aan hand. Wanneer ons aan die een dink ons aan die ander. As dit nie vir Palmsondag was nie, was daar ook nie 'n Goeie Vrydag nie. Vriende, toe Jesus, vers 10 sê, toe Jesus in Jerusalem ingegaan het die hele stad in beroering gekom. Nie net die Jode nie, almal wat daar was, het in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? En ten spyte van die feit dat Jesus homself met sy aksies aan die mense kom openbaar het, was hulle eintlik maar blind vir wie hy is. Maar Jesus kom openbaar homself vandag aan ons, ook deur hierdie verhaal. En ons vra, as ons vra vandag, wie is hierdie man, dan moet ons mekaar sê, hy is die prins van vrede. Die een wat gekom het nie om oorlog te maak nie, maar om vrede te bring. Die sagmoedige een. Jesus is sagmoedig. En hy kom om elke bron van onvrede in jou lewe uit te wis. Dis waarvoor hy kom. Hy wil vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Dis wie Jesus is. Wie is hierdie man? Hy is die Hosanna. Hy is die een wat red. Hy is die beloofde Messias wat God gestuur het om ons te red van ons sonde. Dis wie Jesus is. Wie is hierdie man? Hy is die volmaakte offerlam. Wat sy bloed gevloei het vir my sonde. Sodat sonde nie meer heerskappy oor my sal voer nie, maar dat ek skoon gewas voor God kan staan deur Jesus se bloed. Dis wie Jesus is. So in hierdie week, hierdie groot lydingsweek, wil ek jou vra om regtig in jou stilte tyd jou hart voor te berei vir Goeie Vrydag en Opstandingssondag. En die voorbereidingsproses begin by hierdie vraag, wie is Jesus vir my? Dis waaroor Palmsondag gaan, dat ons harte moet voorberei vir Jesus om homself opnuut aan ons te kom openbaar. Te kom openbaar wie en wat hy werklik vir ons is. En om elke valse verwagting en beeld van Jesus wat ons dalk het, te vernietig. En vir Jesus net te kom sê, kom wys ons net weer, kom gee ons net weer 'n openbaring van U. En 'n verstaan van wat U vir ons kom doen het. So ons gaan vandag afsluit met 'n simboliese handeling. Ek het vir jou gevra om asseblief 'n takkie saam te bring, kan ek gou julle takkies sien? Yes. Okay. So wat ons vandag gaan doen is ons gaan so 'n bietjie rejoice in die Here. Okay, dit gaan so 'n paar minute van ons tyd vat om ons gaan dit doen, want ons is opgewonde oor die Here. Ons gaan die musiekspan ons begelei. Yes, die musiekspan, julle kan so lank vorentoe kom. Vriende, wat ons gaan doen is, ons gaan Hosanna in die hoogste sing. Okay, so ons gaan sing, Jesus is die een wat ons kom red. Hosanna in die hoogste. En jy gaan jou tak waai.
En jy gaan asseblief net koes vir die lang show. Maar jy gaan dit geniet. Jy gaan sommer net rejoice in die Here wanneer jou tak in die lug is. En wanneer ons hom een keer deurgesing het, dan gaan ek jou vra met jou tak vorentoe te kom en jy gaan hom hier kom neersit. Kry so half 'n optog, 'n triomftog wat ons vandag doen op Palmsondag. En jy gaan kom en jy gaan jou tak net neersit. En dis 'n manier wat ons vandag vir die Here sê, Here, ek maak die pad gereed. Ek berei my hart voor vir U om vandag en in hierdie week vir my U self te kom openbaar. So, Maurice, ek gaan nou oorgee aan julle, asseblief, dankie vir julle begeleiding. As jy nou jou tak neergesit het, ekskuus Elma, as jy nou jou tak neergesit het, gaan sit net weer, dat ons dit afsluit met gebed, asseblief. Staan saam ons aan Hosanna in die hoogste hemel. As hy. Just as never would stop.
Dankie julle. Nou ken die musiekspan om uit hulle kom uit so baie as om te sing. Maar dis lekker. Dis lekker om die Here se te loof en prys en miskien was dit dalk nou nie die beste deurdagte plan om te sê almal moet vorentoe kom. En mens 'n bietjie 'n traffic jam, maar miskien het jy sommer net iets in jou gees vandag beleef van hoe dit was daai dag toe Jesus in Jerusalem ingekom het en almal het na die poorte toe gestroom om hom te sien en almal wou 'n blik kry op hierdie koning. Daar waar jy staan, kom ons maak ons oë toe en dan sê ons sommer net vir Jesus dankie. Here Jesus, ons het so 'n opgewondenheid in ons gees vanoggend. En 'n afwagting in ons hart. Ons weet Paasfees is net 'n week weg. En anders as die res van die wêreld is Paasfees nie maar net vir ons nog 'n vakansiedag of net nog 'n lang naweek nie. Vir ons is Paasfees die belangrikste tyd, dag, naweek vir die ganse mensdom. Die dag wat ons redder, ons Hosanna, ons Jesus die volkome prys betaal het sodat ons nie meer slawe van ons sondige natuur hoef te wees nie. Here, die week wat voor ons lê, hierdie groot lydensweek, wil ons vra dat U self aan ons sal kom openbaar op 'n manier wat ons nog nooit U voorheen beleef het nie. Here, kom antwoord die vraag in ons elkeen se hart vanmôre en ook in hierdie week. Wie is Jesus vir my? Wie is Jesus vir my? Here, ons besef vanoggend dat deur die intog in Jerusalem het U self aan ons kom openbaar as koning en Messias, as prins van vrede, as 'n sagmoedige, liefdevolle Vader. En ons besef ook vanoggend dat U soveel meer het om vir ons te kom wys van U hart. En daarom open ons nou ons harte en ons gedagtes vir die Heilige Gees se onderrig. En ons wil vra, beskerm ons, behoed en bewaar ons die week, waar ons regtig 'n poging gaan aanwend om net nader aan U te beweeg. En Here, berei nou al ons harte voor vir die viering van Paasfees wat om die draai is. Here, ons het so behoefte om U net te leer ken. Kom wys U self vir ons, kom openbaar U self aan ons. Ons bid dit alleen omdat die bloed van Jesus vir ons vrye toegang tot God bewerkstellig het. Dankie, Abba Vader, vir Jesus. Amen. Vriende, dankie vir jou deelname en jou geduld vandag met hierdie gesinsdiens. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees en mag die Here jou gebede verhoor en aan jou sy volmaakte vrede gee. Amen.